Prys sy wonderlike naam. Sommiges van ons word moeg, hulle word mat op die pad, maar ons kan nou vanaand getuig, soos die lied sê, ons het die moed om aan te gaan. Daarom toe Jesus 'n gedagte skryf, toe sê hy nie vir die manne weer sterk nie. Prys sy wonderlike naam. Hy sê nie vir hulle wees barmhartig nie, maar hy sê wees vol moed. Van die Here weet jou kragte word klaar, maar daar is een ding wat jou deur die lewe dra, dit is moed. Hoeveel van onze kragte word nie klaar nie, maar as jy moed het, dis hoekom as jy altyd jou volk jou bemoedig, dan sê jy, hou goeie moed. Prys sy wonderlike naam. En ons kan nog vanaand getuig, deur te sê, ons het nog geen moed om nie die pad aan te bus. Prys sy wonderlike naam. Ek wil vanaand vir iemand sê, al het jy alles verloor, maar moet jy jou moed verloor. En ek is vanaand weer eens bevoorrecht, terwyl ek daar sit, skiet daar so baie dinge deur my gedagtes, wat ek vanaand moet sê. Dis hoekom jy sien, ek sit afkom, ek kom aan die Bybel, van ek is in voorstel, om wat vanaand in Askam te sê. Ek voorstel in my gees, wat sal ek vanaand een woord in Askam sê, waarvan die mens nog nie gehoor het nie. Here, ek prys nie. Ons hoor baie woorde, ons hoor die mense preek, hulle getuig, en daar is baie goed wat ons hoor, en ek denk by myself, wat moet ek preek, wat Askam nog nie gehoor het. Here, ek prys nie. Oudie of leraad, ons hoor baie dinge. Jy hoor, as ons in die erediens kom, elke erediens het een woord. Biddier het een woord. Openlig het een woord. Veldtochte het een woord. En ek wonder by myself, wat maak my woord uniek vanavond? Wat kan ek vanavond vir iemand sê, wat my woord uniek maak? Here, ek prys nie. Ek kry die gedagte, Psalm 8. As ons Bybels het, kan ons oopmaak Psalm 8. Psalm 8 vers 5. Wat is die mens dat u aan hom dink, en die mense kind dat u hom besoek? U het hom weinig minder gemaakt as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Skape, beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel, en die visse van die see, wat trek deur die baie van die see. Die woord van die Here bly geseën, geliefdes. Dawid is in 'n worstelstryd met God se gedagte. Dawid wil weet, wat dink God? Here, ek prys U. Dawid wil weet, die grote Here, wat dink hy as hy na die mens kyk en hy vraag, wat is die mens dat U aan hom dink? Ek wonder by myself, as ek die woord kyk, Here, ek prys U. Die woord sal sê, so ver as die hemel en die aarde, so verskil die mens van God se gedagte. Maar hier kom Dawid terug, en Dawid wonder, Here, wat dink U?
Marai magia oor die denke van die meester, van die opperherder. David het probeer om Godse gedagte te peil. Maar die gedagte van die Here is te groot van David. En David sê, maar U dan nie die mens so gemaak. U het hom mag gegee. U het hom gesag gegee oor die diere, oor die veld, oor al die dinge. Dat God die mens gesag gegee. En God dink aan die mens. Amen. En ek wil vanavond praat met Asken oor die gedagte van God, oor voor die denke van die Here. Ek wil vanavond vir U nader bring. Hoekom dink God aan jou? Hoekom kry God 'n berou wanneer hy die mens sien? Hoekom sê God, wat sal jy die wêreld gehad, dat ek my enige gebore seun gestuur het, dat niemand verlore moet gaan nie. Dis alles denke van God. God sit in sy raamwerk en hy sê die mens is besig om verlore te gaan. En hy beraam weer 'n plan, omdat God dink aan die mens. En ek wil vir U terugbring na Genesis toe. Die woord van die Here sê, toe God die mens maak, Here, ek prys U, toe maak hy die mens na sy gelykenis. Maar wat my aantref, die mens is in God se beeld gemaak. En vanavond van Asken sê, wanneer God na die mens kyk, dan sien God homself in die mens. Here, ek prys U, want hy sê, dit is die beeld van die Here. As die Here jou kyk, dan sien hy God in hom. Dit is 'n spieël. Dit is 'n spieël. As die spieël voor my is, dan sien ek my ewebeeld in die spieël. Here, ek prys U. En hier kom God, en hy kyk na die mens, en hy sien homself in die mens. En jy dink, ek hoor nie wat ander mense van jou sê nie, maar ek wil die gedagte van die Here, soos David, ek wil dit bepeins, ek wil dit klein kry, maar waar is die mens, dat die Here aan hom dink? Ek wil die gedagte van David wil ek klein kry. Here, ek prys U. Wat my aantref, nadat David hierdie vraag gevra het, sê maar die Here het hom mag gegee oor voels, oor al die ander dinge. Here, ek prys U. God sit die mens in 'n posisie van mag. En God is lief vir mag, maar hy, omdat hy gesê, hy maak die mens na sy gelykenis, gee die mens mag op, en hy gee hom sy beeld. Maar vanavond vir iemand sê, moet jy nie minderwaardig ag nie, want jy dra die beeld van God. Mense raak hom mismoedig. Kom maar na waar jy vind. Praat mense van jou sleg, dan word jy mismoedig. Maar ek het vanavond gevoel, jy loop met die beeld van God rond. Here, ek prys U. Ek weet of U 'n beeld van God ken. Ek praat van 'n beeld, God se beeld. En David vra, maar hierdie mens is te kosbaar. En vanavond wil ek vir jou sê, David, jy sit moeder, David, jy sit, jy moet nie daar sit nie. Van die Here dink aan jou. Maar wat wonderlik is oor 'n gedagte, wanneer ek aan iemand dink, dat beteken dat dit iemand het my leed ook aangedoen, of het iets Gods vir my gedoen. Maar ek vraag vanavond, by watter denke is God van jou? Jy kry mense, ek praat met mense, as jy hoor, hy is een denke, kan nie van hy is een persoon vergeet nie, want die persoon het hem kwaad aan die gedoen. Here, ek prys U. Daarom sê ek vanavond, product van God,
terug na die Here toe. Hy dink aan jou, as aan die mense nie toe dink jy, maar die Here, hy dink vanavond, en Ashram, daarom raak jy denk op, net om vir jou te sê, die Here, hy dink aan jou, want hy stel belang aan sy beeld. En ek vraag vanavond, moet nie verder die beeld van God ken. Ons ken dikwels die beeld van die Here. Maar vanavond wil ek u vanavond bemoedig. U wat daar sit in 'n minderwaardige posisie. Jy het nie nodig om daar te sit. Dit is jou posisie. God het jou posisie gegee. En hy het hom baie naby aan hom gegee. En geen mens kan die posisie van jou beroof. Here, ek prys U. Wat wonderlik is, man van die Here, die woord van die Here sê, God slimmer en hy slaap nooit nie. Here, ek prys U. As iemand nooit slimmer en slaap nie, dan beteken dit wakker. Dat wil sê, God elke uur, elke sekonde, elke minuut van die dag, daar God aan sy beeld. Elke dag. Ek sê vanavond, ek worry nie wat mense van my dink nie, maar ek weet, daar is iemand wat aan my dink. Vanavond wil ek vir jou sê, I dink niemand aan jou nie, maar aan jou vanavond, daar is iemand. Elke dag, elke uur, nimmer in die dag, die Here, hy dink aan jou. Die Here dink aan jou. Die Here dink aan jou. Maar hoe lang, o vriend? Hoe lang, moeder? Wil jy weggedrywe word? Van die singer, aan die tyd van Eden. Here, ek prys U. Here, ek prys U. Aan die tyd van Eden, misluk die produk van God. En hier kom God weer terug. En hy sê die produk het misluk. En nou het my hart berou gekry dat ek hierdie mens gemaak het. En wil vanavond sê, elke keer van ons misluk, elke keer van ons fail, kry God se hart berou. Dat lyk my berou beteken ek het spyt. Amen. Maar ek kan vanavond vir u sê, ek wil vanavond vir u sê, keer terug. Ek weet nie waar is u in u lewe nie. Ek weet nie hoeveel stampe, hoeveel stoot het die lewe van u aan aangebied nie. Maar daar is iemand dag en nacht. Kyk hy na sy beeld. Hy kyk na sy beeld en hy kyk na sy beeld. En hy wonder by homself. En vanavond wil ek vir jou sê, moeder, vader, die Here, hy dink aan jou. Wat is die mens dat u aan hom dink? Die mens se kind. Ons sing die lied.